Baie welkom by die getuienis. Ons is baie opgewonde oor vanoggend se opname. Ons is hier saam met hom Wouter, wat 'n fenominale verhaal het en baie kennis het. Wouter, baie dankie vir hom se tyd. Baie dankie. En baie dankie dat hom uitgereik het na ons toe. Die WhatsApp nommer sal ook op die skerm verskyn. Ons is so opgewonde. Wouter, nou, om het iets baie interessants beleef van 'n klein dogtertjie wat nog nie eintlik aan woorde praat nie. Vertel hom van hom se klein dogter. Ja, weet jy, my kleindogter, sy was nog nie 2 nie. En op daardie stadium het sy nog nie eers mamma of pappa gesê nie. En hulle kom toe van Pretoria af vir ons een Sondag hier kuier. En hulle stap hier in. En my vrou, my dogter staan daar en hulle gee vir mekaar die vars nuus nou wat hulle met sy vrou maar doen. Ja. En die klein dogtertjie stap hier na my toe en ek het in dieselfde stoel gesit. En sy steek haar handjie so na my toe uit en sy sê, Shali Shalach. Shali Shalach. En dit klink toe vir my soos Charlene. En ek sê vir my dogter, ek sê vir haar, van wanneer af noem sy jou naam? Sy sê nee, sy noem nie my naam nie. Ek sê maar my kind, sy het nou net iets gesê soos jou naam, Charlene. Sy vra vir haar man, my skoonseun, sy sê, het jy so iets gehoor? Hy sê nee, hy het nog net soos gehoor nie. En ek kyk vir die kind en ek sê vir haar, wil jy vir oupa iets sê? En sy steek weer 'n handjie so uit en sy sê, Shali Shalach. En hierdie keer hoor haar ouer dit nou. En ek sê, waaroor sê dit? Sy sê, pa, dis vir ons nou net so niets soos vir jou. Dis die eerste keer wat sy nou woorde praat. En sy is nie in Hebreëse skool of niks nie. En sy sê, maar ek voel die salwing vir die Here, né? En ek sê, ek gaan 'n bietjie voort, ek sê vir haar, wil jy vir oupa iets sê? En sy steek weer 'n handjie so uit en sy sê, Shali Shalach Shalom. En ek sê, wow, maar hierdie Shalom, het beteken vrede, dis 'n Hebreëse woord. Is dit die ander woord ook Hebreëus? Hulle sê, pa, ons weet nie. Dis vir ons nou net so niets soos vir jou. Okay. Sy sien net vir my en vir my man, vir Johan, en dan sien sy die tannie by wie sy speel, hulle is 'n groepie van 5. Okay. Sy is die 5de een. Sy sê ek sal 'n bietjie vir haar gaan vra of die ander 4 kindertjies met Joodse mense te doen. Ja. Sy is toe nou weg en sy gaan vra vir die vrou. Sy sê, luister, hierdie ander 4 kindertjies, is hulle enigstens te doen met Joodse mense of van Hebreëse mense? En sy sê, wat? Sy sê, hierdie mamas is so Afrikaans. Hulle kan nie eers Engels ordentlik praat nie. Wat nog van Hebreëus? Sy sê, sy kon nie daar gehoor nie. En met dieselfde tyd, hier waar ek werk, is daar 'n Jood, hy's 'n electronic engineer, en hy bring altyd vir ons die dimmers, wat die ligte dim en Dis korrek, ja. En ek gaan na hom toe die oggend, ek sê vir hom, die maandagoggend sê ek, kom hy aan, ek sê, Danny, is there any words in Hebrew like Shali, Shalach? Hy sê, yes. Hy sê, Shali, it's mine, but it's very personally mine. Ek sê, in Shalach, hy sê, I'm not very sure of that word, because before we came to South Africa, we came from Iran, and we spoke more Arabic than Hebrew. Wow, okay. I say, but how do you spell it? I say, no, I don't know the spelling. I say, why are you asking? I say, my granddaughter, she came this weekend, and she put her arms out like this, and she said, Shali, Shalach, Shalom. Oh, Shalom is peace, say. I say, yes, that's general knowledge. Yeah. I say, but I want to know what is that middle word. I say, I can't help you. En toe hy nou sê, what is the spelling? Toe dog ek, dis 'n idee, ek gaan op die internet soek, en kyk of ek dit, maar weer eens, hoe spel ek dit? Ja, dis 'n onbekende naam. En terwyl ek met nou Google, en ek begin hierdie goed te soek, né, toe kom ek agter, op hierdie harpie, wat hulle nou sal verkoop. Ja? En onder andere, en ek sê vir my vrou, ek wil graag vir eendag so 'n harpie gaan koop, as ons Israel toe gaan, dis 900, kyk al. En my dogter kyk so oor my skouer, en sy sê, pa, dis eintlik $900. Okay. Ek sê, wel, ek sal dit nie kan. Toe het ek nou myself hierdie harpie gemaak. Wow. Ja, ek is eintlik 'n ketelmaker, maar ek het toe nou die harpie gemaak. In elk geval, terwyl ons nou so soek, kom ons op 'n groep mense af, hier in Sandton, hulle noem hulle self Jews for Jesus. Fantasties. En ek het al vir Danny gevra, kan ek na jou skool toe gaan? En sy, why? I said, can you understand Hebrew? I said, no. I said, what will you do there? You'll just sit there and you're nothing.
Al die tyd het my gejok, want hulle praat Engels in die skool, maar hy wou nie my saamgevat het nie. En ek bel die oom, die pastoor, Michael Sushi, en ek sê, can I come to your service? Yes, hy sê, you can come, why not? En ons gaan toe besoek aflê daar. En toe ons daar aanland, toe praat hierdie Jode van Yeshua as Messias. Wow. Dit klink vir ons as musiek, ons wil net meer hoor. Ons wil net almal se getuienis hoor, almal se getuienis hoor. En ons kan dit nie glo nie dat Joodse mense ontdek het dat Yeshua hulle Messias is nie. Sure. Ons gaan toe elke aand, elke aand, Vrydag aand het hulle Torah portion. Elke week het 'n naam, 30 die jaar. Dit begin by Bereshit en dan gaan dit na Noag toe. En so gaan hulle reg deur tot hulle weer by Bereshit kom die volgende jaar. Okay. En toe ons nou daar kom, die 6de keer seker, toe sê hy, the Torah portion for tonight is about the Shalach. Maar ek kry 'n salwing oor my. En ek stamp amper my vrou se wind uit na ribbes. Hy sê, daar's hy woord, wat ons soek. En hy praat toe met die ou met die keppa. Hy sê, do I pronounce it correctly? Hy sê, yes, that's correct pronunciation. Hy sê, what does it mean? Hy sê, well, the Shalach was the spies that were sent forth into the land of Canaan to spy out the land. Okay? All right. Hy sê, so it actually means to be sent forth. Nou sit ek daar. Dan dink ek, mine? Sent forth? Peace. Maak nie sin nie, nee. Okay. Na die diens gaan ek na Michael toe. En ek sê vir hom, you know what, you have just given me a meaning of a word. I was looking for the meaning of this word for 6 months already. I said, really, why? Ek sê, my granddaughter came to me. She could not speak English. She couldn't say mama or papa or Afrikaans. And she came to me and she put her hands out like this and she said, Shali, Shalach, Shalom. That was her first word. Hy spring amper deur die plafon. So opgewonde is hy. Hy sê, the prophet, Joel, ja. Joel 2. Hy said, the Ruach Elohim will be poured out onto all flesh, even onto the babes, and they will prophesy. I said, you know what you said? I said, please tell me. And she said, it was given me, it's very personal, it was given to me to be sent forth to you to bring you peace. I say, it is a message from Hashem. Ja. It's a message from God, a personal messenger to you. Om Wouter, om sy kleindogter. Ek voel, ek is so belangrik. Ja. Dat God 'n persoonlike boodskap na my toe stuur. Ja. Wat Hebreëus praat. Sjoe. Dit is nie nagebly nie. Toe begin dit Here vir my so om ons te leer om hierdie peace na ons toe te bring, hierdie vrede na ons toe te bring. Ek word een oggend wakker. Dit is 3 in die oggend. Maar dis soos wat ek droom. Ek droom daaroor. Dat Hebreërs 11 vers 1 sê, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en dit is bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. En dis nog ons 'n skrifvers wat ons nog ons baie opnoem. Ja, dit is soos die definisie van geloof. Ja. En ek het al baie preke daaroor gehoor. Ja. Maar 'n ander plek sê Paulus, hy sê ek het alle dinge, onthou nou geloof is 'n vaste vertroue op die dinge, maar 'n ander plek sê hy ek het alle dinge as drek beskou deur om Christus as wins te verkry. Ja. Nou sê ek reg op 'n bed, nou is ek wakker. Nou sê ek wag 'n bietjie, ek wil net gaan kyk. En ek het so 'n klein komputertjie met die e-sword op. Dis korrek, ja. Okay. Nou die e-sword is die King James version plus. En daai plus is 'n klein nommertjies langs elke woord. Die Strong's nommers. Strong dictionary, né? Dis korrek, ja. En ek gaan dan na Hebreërs 11 vers 1 toe. En ek sien hy sê, now faith, dit is Engels, now faith is the substance Dis korrek. of the things hoped for and it's proof of the things that we cannot see. Maar die woordjie wat vir my uitstaan is hierdie substance, né? Ja. En ek gaan na daai nommertjie toe en dit sê die woordjie in Grieks is hypostasis. En dit beteken eintlik person or confident person or substance. Ek dink, okay, nie weet jy 'n persoon of 'n vertroulike persoon, maar substance. Bestanddele. Ja. En ek dink, ek wonder waar het hulle voorheen op 'n ander plek
hierdie woord apostasis gehad en na waartoe het hulle dit toe vertaal. Okay. En ek vat die nommertjie en ek sit hom in die search blokkie en ek druk search. En hy gee vir my Hebreërs 1 vers 3. En dit spreek so van die begin. Hy sê, in die ou dae het God met ons gepraat deur die profete. Maar in die laaste dae het hy met ons gepraat deur sy eie seun, who has been appointed heir over all things. Die woordjie things kom van die woord pas af. Pas. Okay. Grieks, né? Ja. Hy sê, he has been the radiance of God's glory and the expressed image of his apostasis. En hierdie keer, hierdie woordjie apostasis is toe vertaal na person toe. Okay, so die ander vertaling wat nou gesê het was die persoon en die Ja. Okay. En ek dog toe, sê nou maar byvoorbeeld Hebreërs 11 vers 1 het hy gesê, nou geloof is die persoon in plaas van die substance. Dan het mos nou iets anders te gesê. Nou loop ek die hele week hier by die werk rond, né? En ek kou aan die ding. Ek herkou aan hom en ek bepeins dit en ek dink daaroor. Dit gaan nie uit my gedagte uit nie. En ek sê vir myself, ek wens so ek kon 'n Griek kry wat vir my kon sê wat is die betekenis van hierdie woord. Nou ons het hierso in Norwood het ons 'n Pick n Pay. Nou daar is Jode voor jou, agter jou, langs jou, links en regs is Jode. So as jy iets wil weet van Hebreëus, kan jy hulle vra. Okay. Nou stoot ek die trolley en die tannie pak die trolley vol. Well, Sy piek en ek moet pay. Alright, ja. Ons ken daai en nou. Okay. En in die teenoorgestelde kom daar 'n man gestap met sy seentjie in die trolley. Hy stoot die sy seentjie sit in die trolley, hy stoot hom. Daar's niks in die trolley verder nie. En toe by my verbygaan, toe dink ek so, Kabaja belletje boven en ek dog, ag genade, dit dink alles Grieks vir my. En ek staan, ek dog, miskien is dit Grieks. En ek hardop en ek gryp hom in die arm. Ek sê, sir, are you Greek? En dan maak sy arm, so hy sê, yes, can I help you? Ek sê, I'm looking for a word. Hy sê, shoot. Ek sê, the word is hypostasis. Weet jy wat maak? Hy sê, oh, what a beautiful word. En ek dink in my agterkop, person, confident person, or substance is a beautiful word. So nou dink hom dat dit kan ook Jesus wees of iemand, hè? Ja, ek wil gou iets hierso uithoor. Ek kyk na hom, ek dog, ek wonder of hy ooit iets weet van die Here af video. Nou praat ek met hom so, ek sê vir hom, you know we have the Bible, okay? And then we've got the Old Testament and the New Testament. Okay, yes. I say, now in the New Testament we have a book that is addressed to the Hebrew. Now, the 11th chapter, the first verse says, now faith is the substance of the things hoped for, and it's proof of the things that we can see. Now, the word substance was translated from the word hypostasis. Ek sê, in another context, it says in Hebrew 1, verse 3, it says, now, Jesus has been the radiance of God's glory and the expressed image of his hypostasis. And that time, they translated this hypostasis to be person. Okay. Hy sê vir my, in both cases, they have wrongly interpreted this word. En ek is eintlik teleurgesteld. Ek sê, oh no, really? Hy sê, yes, really, sir. You have just happened to stop the chief translator from Greek to English of the High Supreme Court of South Africa. Ja. And I'm a Christian. En verduidelik hom nog so mooi rustig oor die Bybel en hy so geduldig met hom. Hy sê, ja. Hypostasis is not person. Hypostasis is not substance. Hy sê apostasis is the very core of who God is. Is die kern wie God is. Okay. I see, you know, in the Old Testament and in the New Testament, they were all archers. They were shooting with a bow and arrow. Dis korrek, ja. And they used a target to practice. They asked me, have you ever aimed to a target? I said, yes, when I was a boy, about standard 6, my brother used to put up a target for us, and then we used to shoot it with a pellet gun. I say, where did you aim to? I say, to the middle, to the bullseye. I say, that's the hypostasis of the target. Nou ek het vir jou hierso
'n target gewees. Hy sê die vertroue, die trust Ja, is the arrow. okay. I say. And where the arrow, you're aiming to the target, right? But where your arrow hits the target is how much doubt is still in your faith. Dis hoekom hy sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Ja, dit verander I say God wants you to earn full marks in trusting Him. With all of your heart, with all of your soul, and with all of your might. You have to earn full marks in trusting God. Oom, That's faith. dit verander daai skrif nou heeltemal totaal en al. Ek het nog nooit in my lewe so 'n boodskap gehoor in die 64 jaar wat ek gelewe het nie. Van die definisie van geloof. Ja. Hy sê die woordjie pas, né, in die Grieks is things. Hy sê it does not appear once in Hebrew 11 verse 1. But in English it appears twice. Dis korrek, ja. Hy sê, die tweede things, nou wat hy nog gesê, hy sê, jou vertroue moet op God wees, die kern wie God is, né? Yes. Jy moet met volle vertroue, met all of your heart, with all of your soul, with all of your might, né? Dis geloof. Okay. Hy sê, and it's proof, not of the thing, it's proof of the matter that we cannot see. Jy kan nie geloof sien nie. Nee. But it's proof of the matter that we cannot see. Hy sê, jy sal aan die boom sal aan sy vrugte geken word. Dis korrek, ja. Wat se vrugte hy dra, né? Sal jy die boom ken. Ja. So jou geloof sal uitken aan dit wat dit the matter, the proof of this matter. Okay. Ja. Dit het heeltemal totaal en al my lewe verander. Want geloof is nie meer vertrou op die dinge wat ek graag wil hê nie. Dis korrek, ja. Maar dit is 'n vertroue op God se hypostasis. Ja. Op die kern wie hy is. Alleen op hom, Sure. nie op die dinge van hom nie. Dis korrek, ja. So het die Here met my gepraat. Hy praat elke dag met my. Van daai klein dogtertjie gekom het en gesê het, ek is gestuur na jou toe om jou vrede te bring. Ja, Wouter, dit is net so fantasties om te dink dat die Here gebruik 'n klein dogtertjie, nog minder as 2 jaar oud, om hierdie honger in om te sit vir Grieks en Hebreëus. En ek glo elke liewe kyker sal ook sien, dat besef dat daar's meer in God se woord as wat ons lees. Jy weet, en ek wil jy regtig uitdaag, gaan maak plan om uit te vind wat is die dieper betekenis van God se woord. Net soos om Wouter gedoen het. Kyk net hierdie openbaring wat hy gekry het. Jy weet, en al sê jy's nie goed met tale nie. Ek is baie swak met tale, Wouter. My werkers my al probeer leer om Zulu te praat vir 7 jaar en ek kan nog steeds nie Zulu praat nie. Maar met Hebreëus, toe ek het begin leer het, net die betekenis was my so fenomenaal geweest, dat ons nie kan ophou leer in Grieks en Hebreëus nie. So ek wil regtig aanmoedig, spandeer tyd, probeer uitvind, gebruik die e-sort program, is 'n baie goeie program. Ek het hom ook, hy werk baie lekker, hy's op die internet, jy kan hom gaan soek en hy's verniet ook, jy kan hom gaan aflaai. Maar toe net om nog iets verder vir ons vertel, van die menorah. Ek weet ons doen nie die prentjie nou hier nie, maar vertel gou vir ons van die menorah met die 8 stukkies op. Wel, ons het toe uitgevind dat jy kry 'n menorah, maar hy het nou 8 kersies in plaas van 7, maar dan het hy ook die servant candle vooraan. Ons sal nou vir julle die foto wys. Okay. Ja? Nou, daar was 'n geval waar die Grieke die tempel van God oorwin het. En hulle het toe 'n vark op die altaar geslag. Okay. Hulle dit verontheilig, né? En toe het Juda Makkabees was die aanvoerder en hulle het toe weer die tempel teruggewen. En toe hulle alles nou terug het, toe sê hulle daar's 'n lampie, die menorah mag nooit uitgegaan het nie. Die lig in die tempel mag nooit uitgegaan het nie. Toe vind hulle 'n lampie wat genoeg olie het vir 1 dag. Net vir 1 dag. 1 dag. En toe steek hulle so lank die lampie aan, want hierdie olie moes eers deur 'n heiligingproses gaan, net voordat hulle dit kon gebruik in die tempel. En wonder bo wonder, toe brand hierdie lampie vir 8 dae aan mekaar. So vir ons is dit onmoontlik. Dis vir onmoontlik. Maar die Jode in die tyd van Chanukka, dis hier in Desember rond, né?
dan steek hulle hulle vat die servant candle, Ja. en dan steek daai servant candle een vir een liggies aan, totdat die laaste, die 8 dae, al die liggies gelyk brand, al die kersse gelyk brand. En die betekenis van 8 nou weer? Die 8 is new beginning. Okay. 6 is die persoon se nommer, né? Ja. Die mens se nommer. 7 is God se nommer, volmaakte, Ja. maar 8 is new beginning. Okay. Nou vir ons sien ons dat hierdie menorah of hierdie Chanukia wat hulle dit noem, is die 8 spreek of new beginning, né? En hulle wil altyd alles wat in olie gaar gemaak is, wil hulle eet in daai tyd, in daai 8 dae. They want to emphasize the abundance of the oil. Jy sien. Nou vir ons is dit die salwing van die Heilige Gees. Ja, absoluut, né? Die olie, die salwing van die Heilige Gees. Nou die kersie, die middelste, die servant is Yeshua. Wow. Hy het sy lig in die donker wêreld ingebring. En hy het een vir een van ons se liggetjie kom aansteek. Sjoe. En dis die nuwe begin. Die Wow. new beginning, die 8. Spreek van die 8. Ja, ja. Sien jy hoe fenomenaal, fantasties is dit. Oom Wouter sal nie hierdie net in die gewone Bybel net geleer Jy kan ken ek nie. Ons sien nie as fout met jou gewone Bybel nie, glad nie. Die Here kan enige Bybel gebruik soos hy wil. Jy weet, maar kyk as jy 'n bietjie dieper navorsing doen. Daai ander gedeelte wat die Here sê, mediteer ook op sy woord, nê? Ja. Gaan dink daarna, gaan soek dit, gaan delg in sy woord en dan kom al hierdie openbarings vir hom aan. Oom Wouter, Nou wat jy nou praat van die mediteer, né? ja, wat? Hulle sê in die Joodse kringe, dis nie dat hulle die Torah mediteer nie. Okay. Hulle sê, maar hulle staar na die Torah Ja? en hulle drink dit in. Sjoe. Dit word deel van hulle. Hulle staar na hom. Ja. Dit word Sjoe. deel van hulle. Ja, dit is fantasties. Om Wouter, as u nou kyker is wat wil begin honger raak, hoe kan om daai persoon motiveer om nog meer te gaan soek in God se woord? Wel, eerste van alles moet ons kyk na die God se woord, né? Gaan en staar na hom. Moenie net 'n hoofstukkie aflees nie. Bid en vra die Heilige Gees om jou te lei, né? En sê, hier is die skrif. Maak dit aan my bekend. Ek wil vir jou 'n ander ding gou gesê. Jy weet, die woordjie Pentekost, Ja? Pentekost, né? As ons as Christene daarna kyk, dan dink ons dis die uitstorting van die Heilige Gees. Okay. Weet jy waarvoor staan Pentekost eintlik? Okay. Penta is 5. 5, ja, dit weer, ja. As ons praat van die Pentateug, dan praat ons van die 5 boeke van Moses. Okay. Die Pasga, by die Pasga, Ja. as die lammetjie geslag word, dan tel hulle 7 volle weke tot op die 50ste dag. Dis korrek, ja. Okay. En dan het hulle weer 'n fees. En dan vier hulle die verkrying van die Torah, waar God die wet van die berg af vir hulle gee. So in die Nuwe Testament was hulle besig om hierdie dag te gedenk. Receiving the Torah. Ja. Toe gee God die Ruach, die Heilige Wow. Gees, sodat jy ons in die volle waarheid kan inlei Wow. op dieselfde dag. Sjoe. So Sure. Pentekost is eintlik die gewing van die wet, maar toe kom op dieselfde dag gee God die Heilige Gees om ons in die volle waarheid in te lei. Sjoe. So lees die Bybel, maar vra die Heilige Gees om jou te lei. Baie Om belangrik. dit aan jou bekend te maak. Baie belangrik. Ag, en Wouter, ons tyd is ongelukkig al op, maar baie dankie vir al ons kennis wat ons gedeel het. Wil oom vir ons afsluit met gebed. Ek maak so. Dankie. Ons Hemelse Vader, ons kom na U toe in hierdie oggend en ons sê vir U dankie vir nog 'n Shabbat, Here, wat ons vandag herdenk. Ons sê vir U dankie vir U wonderlike woord wat U vir ons gegee het, Here, en dat ons daarin die rykdom kan ontdek wat U vir ons daarin geberg het. Here, dit is Yeshua het vir ons gesê dat ek dank U dat U hierdie dinge vir wyse en verstandige mense verberg het, maar dat U dit aan nietiges geopenbaar het. En Here, vandag wil ons sê dat al hierdie mense wat kyk na hierdie program, dat hulle self sal humble, dat hulle self sal afbring en op hulle knieë gaan en sê, Here, ek is niks. En daarom wil ek laag buig voor U en vra, maak U woord deur die Heilige Gees aan my bekend, sodat ek die volle waarheid van U kan ken. Ons bid dit in die naam van
Yeshua, ons Messias. Amen. Amen. Ek wil elke keer hierop net bevestig dat daar's baie gesegdes wat sê van die woord van die Here is verkeerd oor vertaling goeders, maar moenie vaskyk aan die vertaling wat verkeerd is nie. Gaan kyk en vra vir die Heilige Gees, wat moet jy doen? Watse woord moet jy begin mee? Ons is baie keer te geneig om vasgehang te word met goeders wat onnodig is en tyd te verloor op onnodighede. Spandeer tyd in God se woord wat jy het heiliglik. Die Heilige Gees kan jou lei, selfs met die woord wat jy nou uit. Jy weet, ja, dan wil ek elke kyker wat sê, asseblief, deel hierdie getuienis met mense. Deel dit met familie, dat ons die woord van die Here kan versprei en kan hoor, maar die Griekse betekenis en die Hebreëse betekenis is so Ryk. Daar is die woord ek soek, baie dankie, is so ryk en so fenomenaal. Weet, gaan doen navorsing, as jy toegang het tot internet, die internet is vol plekke waar jy kan gaan kyk ook wat die vertaling is van Afrikaans of Engels na Grieks toe of Hebreëus toe. Gaan doen moeite om God se woord meer te verstaan. En nou as jy gebedsversoek het, stuur asseblief ons jou gebedsversoek. Die e-pos verskyn onder op die skerm. So, ons is hier om saam met jou in te tree. As ons nie dadelik by jou kan uitkom nie, gee ons die kans, maar sodra ons die e-pos te sien, dan bid ons dadelik vir jou. So stuur julle gebedsversoeke. Dan om Wouter het ons 'n beker wat ons vir hom graag wil gee. Baie dankie. Net om hom te herinner, elke keer as hom daai drink, moet nooit om sy getuienis van ons klein dogtertjie ophou vertel nie. Dit kan net 'n verskil in iemand se lewe maak daar buite. Dankie, baie dankie hoor. As sy. Tot verder. Shalom. Shalom. Baruch Yahweh Elohei Israel min ha'olam v'ad ha'olam. Baruch Yahweh Elohei Israel min ha'olam v'ad ha'olam. V'amar kol